Goeiemôre broeders en susters, dit is Sondag 5 Julie en dit is die 5de Sondag in die Koninkrykstyd. Baie welkom by ons erediens vanmôre. Mag dit ook vir elkeen van ons 'n geloofsversterkende geleentheid wees en mag ons ook vanmôre deur die woord gelei word om met nuwe oë na die wêreld en na die werklikheid te kyk. Kom ons word vir 'n oomblik stil vir die fotum en die seëngroet van die Here. Jesus sê in Lukas 9 vers 62, iemand wat die hand aan die ploeg slaan en aanhou omkyk na wat agter is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Broeders en susters, genade, liefde en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang vanmôre is gesang 245. Kom ons sing dit hartlik saam. Ek wat vergifnis hier ontvang het, ten dank aan my verlossingslied. U weet hoe ek na u verlang het, u het die guns my aangebied. Ek loof en prys u deurentyd, ek loof en prys u deurentyd, en noem u groot barmhartigheid, en noem u groot barmhartigheid. O God, wat ryk is aan ontferming, leer hoog genade nooit van my, maar hou my steeds in u beskerming, by u sal ek vir altyd bly. Ek loof en prys u deurentyd, ek loof en prys u deurentyd, en noem u groot barmhartigheid, en noem u groot barmhartigheid. Broeders en susters, as ons lewens meet aan God se wet, vanmôre in Romeine 15 vers 7, dan weet ons het nog so baie om te leer en so baie om te groei in ons geloofslewe. Want Paulus skryf in Romeine 15 vers 7, aanvaar mekaar dan soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God. En dis tog ons grootste behoefte, dat ons deur ander mense aanvaar moet word. Maar soms dink ons moet 'n klomp goed doen voordat dit gebeur. Terwyl die woord van God ons leer, Jesus Christus het ons aanvaar, ons vrygemaak toe ons nog sondaars was. En op dieselfde manier moet ons mekaar aanvaar. Want die genade van God lê daarin, dat Romeine 3 vers 23 en 24 vir ons sê, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie, maar hulle word sonder dat hulle dit verdien, op grond van sy genade vrygespreek vanweë die verlossing deur Jesus Christus. Sonder verdienste het God ons in genade aangeneem. En op grond van sy genade kan ons dan ook vanmôre voor hom staan, sonder vrees en met heerlikheid. Mag ons in hierdie genade leef en werk. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, baie dankie dat ons ook vanmôre U naam op ons lippe kan neem en U kan aanbid. U is die enigste Here, Vader, Seun en Heilige Gees. U is die God wat U oor ons ontferm, wat ons as U kinders aangeneem het, wat ons elke dag versorg, wat ons so lief het, dat niks ons ooit van U liefde kan skei nie. Here, mag ons in daardie liefde leef, maar mag ons ook daardie liefde uitleef
teenoor elkeen wat U op ons pad bring. Ons dankie vir die manier waarop U ons versorg in hierdie tyd, vir dit wat ons het en dit wat ons is. En ons dankie Here dat ons ook in hierdie tyd waarin ons leef, onderrig word in nuwe fasette van lewe en van geloof en van volharding. Want elkeen van ons leef met die verwagting dat dit beter sal gaan, terwyl U elke dag sorg en versorg. Ons bid vir mekaar. Bid vir mekaar se omstandighede. Want Here, daar waar elkeen van ons leef, sorg U. Want ons weet daar's mense wie se omstandighede anders is as ons eie. En ons gebed is dat U elkeen in sy besondere omstandighede sal versorg en sal vertroos en sal krag gee vir die lewe van elke dag. Mag ons dan ook vanmôre deur die woord gevoed en versterk word, sodat ons Here met nuwe oë na die lewe sal kyk. Ons bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Nou suster, ons skriflesing vanmôre, Lukas 7, en ons lees van vers 36 tot 50. Een van die fariseërs het hom genooi om by hom te kom eet. Hy het in die huis van die fariseër ingegaan en aan tafel plek ingeneem. 'n sekere vrou in die dorp wat 'n sondige lewe gelei het gehoor dat hy in die fariseër se huis aan tafel was. Sy bring toe 'n albaste flesie met reukolie en gaan staan agter Jesus by sy voete en huil, sodat haar trane op sy voete begin drup het. Daarna het sy voete met haar hare afgedroog, hulle gesoen en met die reukolie gesalf. Toe die fariseër wat hom genooi het dit sien, sê hy by homself, as hy 'n profeet was, sou tog geweet het wie en watter soort vrou dit is wat aan hom raak, dat sy 'n sondares is. Maar Jesus spreek hom aan en sê, Simon, ek het iets om vir jou te sê. Meneer, sê dit maar, antwoord hy. Jesus sê toe, 2 mense was in die skuld by 'n geldskieter. Die een het R500 geskuld en die ander 150. Omdat hulle niks gehad het om mee te betaal nie, het hy die skuld vir albei kwytgeskeld. Wie van hulle sal hom die meeste liefde bewys? Simon antwoord, ek veronderstel die een vir wie hy die meeste kwytgeskeld het. Jou antwoord is heeltemal reg, sê Jesus. En hy draai na die vrou toe om en sê verder vir Simon, sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom. En jy? Water vir my voete het jy my nie gegee nie. Maar sy, met haar trane het sy my voete nat gemaak en met haar hare het sy dit afgedroog. 'n soen het jy my nie gegee nie. Maar sy het vandat sy hier ingekom het, nie opgehou om my voete te soen nie. My kop het jy nie eens met olie gesalf nie. Sy het my voete met reukolie gesalf. Ek sê vir jou, omdat haar sondes wat baie is, vergewe is, daarom bewys sy baie liefde. Maar hy vir wie min vergewe is, bewys min liefde. En Jesus sê vir haar, jou sondes is vergewe. Toe begin die wat saam aan tafel was onder mekaar sê, wie is hierdie man, dat hy self sondes vergewe? Maar Jesus sê vir die vrou, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Ons lees net tot daartoe. Gelukkig is ons as ons die woord van die Here hoor, dit glo en daarvolgens lewe. Broers en susters, ons preektema vir vanmôre is die vraag, hoe kyk ons en wat sien ons? En ek wil aan die hand van 2 Bybelse verhale waarvan ons net die een gelees het, vanmôre bietjie aan hierdie vraag aandag gee. As ons vandag na die wêreld kyk waarin ons leef, is daar eintlik baie min om oor opgewonde te wees. Ons sing eintlik almal baie maklik en lekker saam in die koor van negativiteit, want daar is
volgens baie van ons so min positiewe dinge waaroor ons kan praat. Ons almal praat oor dit wat sleg gaan en wat na ons mening verkeerd is. Dat ons mekaar eintlik in 'n moedeloosheid inpraat waar mense net die donker sien en baie mense ook nie eers meer hoop het vir die toekoms nie. Ons het eintlik 'n negatiewe gees ontwikkel. Ons het 'n voorkeur ontwikkel om sleg te praat en net die slegte raak te sien. Want die grendeltyd hou te lank aan. Die voorwaardes daarvan is vir baie van ons onbillik. Vir sommige mense selfs onmenslik. Die ekonomie is aan flarde. Mense is werkloos. Jong mense en kinders voel hulle het nie 'n toekoms nie. Misdaad is buite beheer. Die skooljaar weet niemand of dit suksesvol gaan afloop of nie. En dis maar net 'n paar dinge, jy kan nog baie ander dinge opnoem, wat na jou eie mening nie reg is nie. En ja, ongelukkig is baie daarvan die waarheid, of ten minste in jou lewe of in my lewe die waarheid. Maar broeders en susters, as ons nie nuwe insig kry en met nuwe oë na die wêreld kyk en 'n nuwe werklikheid sien nie, dan sal daar vir ons geen hoop wees en geen rede om oor die toekoms te droom nie. Gaan lees 'n bietjie die verhaal in Numeri 13. Dis die verhaal waar God vir Moses sê, hy moet manne na die land Kanaan toe stuur om die land te gaan verken. Want dis die land wat God vir sy volk gee. En dan stuur Moses 12 verkenners, een uit elke stam. En as hulle terugkom, dan is daar 2 verslae. 'n baie negatiewe verslag van 10 van die verkenners wat sê, ons het in die land gekom waarin u ons gestuur het. Dit loop oor van melk en honing en hier is van sy vrugte. Maar die mense wat in die land woon is sterk. En die stede is versterk en baie groot. Ons het ook die nasate van Enak daar gesien. Dis die mense wat as reuse beskou is. Ons kan nie teen daardie mense optrek nie, want hulle is sterker as ons. Maar 2 van die verkenners, Josua en Caleb, het met ander oë gekyk. En hulle verslag sê, ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. 2 groepe, verskillende manier van kyk, verskillende verslae. En as ons Numeri 14 gaan lees, dan sien ons, die negatiewe gees onder Israel het so sterk toegeneem, dat hulle vir die Here vra, waarom het die Here ons na hierdie land toe gebring? Net om doodgemaak te word? Ons vrouens en ons kinders sal krygsgevangenes word. Is dit nie vir ons beter om na Egipte toe terug te gaan nie? Kan jy dit glo? Israel dink hulle verlede in Egipte as slawe is beter as die nuwe lewe in die beloofde land van God. Maar Josua en Caleb volhard en hulle sê, as die Here ons goedgesind is, sal hy ons na hierdie land toe bring en dit aan ons gee. 'n Land wat oorloop van melk en honing. Julle moet net nie teen die Here in opstand kom nie. Moet ook nie vir die mense van die land bang wees nie, want ons sal hulle maklik verslaan. Hulle gode sal hulle nie beskerm nie. Die Here is by ons. Moenie vir hulle bang wees nie. 2 verkenners se positiewe uitkyk, omdat hulle met ander oë gekyk het na die werklikheid. Hulle laat Israel uiteindelik besluit om die beloofde land in te trek en in te neem. As hulle ook aan die negatiewe gees toegegee het,
So die verhaal van God se volk, broeders en susters, waarskynlik totaal anders geloop het. Maar die vraag is, hoe kry 'n mens dit reg om met nuwe insig te leef? Hoe kan jy met nuwe oë kyk in 'n tyd van swaar kry en van negativiteit? Hoe is dit moontlik om anders te dink oor die werklikheid as mense rondom jou wat net altyd die donker en die slegste en die negatiewe raak sien? Ek moet in die eerste plek nuut kyk na God, na Jesus Christus en na die Heilige Gees. Ek moet God sien en ken as die Almagtige, die ewige en die liefdevolle God. Ek moet Jesus Christus raak sien en aanvaar as my verlosser, as die middelaar wat vir my by God intree en wat my vrygespreek het. Ek moet die Heilige Gees sien as God by my en God in my, as my trooster en my leidsman. En dan moet ek in die tweede plek God se manier van kyk ken en daarop fokus. En God se manier van kyk, broeders en susters, sien ons in Genesis 1 vers 31, nadat hy alles geskep het, ook die mens, daarna gekyk het en gesien het, dit was baie goed. Dit was soos wat God dit wou hê. En dan lees ons later in Genesis 6, vers 5 tot 7, toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is, en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat hy die mens gemaak het. Dit het hom diep gegrief. Die Here het gesê, ek sal die mens wat ek geskep het van die aarde af wegvee, mens en dier, want ek is bedroef daaroor dat ek hulle gemaak het. Ja, God se kyk is ook soms hard. God se kyk is regverdig, maar daar's altyd by God genade. Jesus Christus het tussen God en die mens kom staan, en sy kruis, sy soendood op Golgotha, is vir ons 'n toevlug en 'n beskerming. Dis tog immers die boodskap van die verhaal van die verlore seun. As ek my sonde besef en daaroor berou het, dit bely en na God toe terugkeer, dan wag hy op my in liefde, om my as sy kind terug te ontvang, want dit is God se manier van kyk. En daarom is dit so belangrik, broeders en susters, dat ons in hierdie tyd van inperking en in die tyd van die virus ook met nuwe oë na die Bybel sal kyk, die Bybel anders sal lees, deur God se oë ook na mekaar en na die wêreld sal kyk, soos wat ons ander skrifgedeelte ons ook vanmôre leer. Want wanneer Jesus by Simon die Fariseer gaan eet, dan sien Simon 'n vrou wat 'n sondige lewe lei by Jesus se voete. Hy sien net die negatiewe en die slegte. Ja, Simon sien die slegste wat hy kon. Maar Jesus kyk met ander oë. Jesus sien iemand anders. Hy sien iemand wat berou het en wat hoop en pleit vir vergifnis en vir lewe. Jesus sien 'n sondaar wat met 'n daad van berou en verootmoediging sy voete salf. En daarom sê Jesus vir Simon, hy sien net die slegte in hierdie vrou. Maar hy wie Simon is, hy het niks gedoen wat die kultuur en die tradisie van sy tyd voorskryf in terme van water vir Jesus se voete of 'n soengroet om hom mee welkom te heet of olie vir sy kop nie. Simon fokus so op die slegte dat hy vergeet homself die regte en die goeie te doen, want hy kyk met die verkeerde oë. Hy is so vasgevang in die negatiewe groepsdruk van sy godsdienst en sy omgewing,
dat hy niks positief en goed in die lewe of in iemand anders kan sien nie. Is dit nie maar waar ons ook op die oomblik is nie? Alles en almal is verkeerd en sleg en moet beveg en bestry word, al is dit met afkeur en met haat en met veroordeling. Die president en die regering neem verkeerde besluite. Die onderwysdepartement stel ons kinders se lewens in gevaar. Die staat kom nie sy beloftes na met die betalings uit die werkloosheidsversekeringsfonds nie. Die ekonomie gaan tot niet. Die kerk laat ons in die steek, want ons kan nie eers eredienste bywoon nie. Maar is dit regtig alles so sleg? Of moet ons net ons manier van kyk verander? Om te sien, die maatreëls vir die inperking wil die verspreiding van die virus verhoed en vertraag. Dit wil ons beskerm. Die uitbetalings by die werkloosheidsversekeringsfonds loop nie goed nie, omdat mense, en ja ook ons eie mense, dit alweer uitbuit en stroop. Die onderwysdepartement probeer verseker dat geen kind 'n hele skooljaar gaan misloop nie. Die hele wêreld se ekonomie kry swaar. Die kerk het geleer om op 'n nuwe manier te funksioneer en te verkondig. Sal dinge nie beter lyk as ons nie onder negatiewe groepsdruk soeg nie? Sal dinge nie beter lyk en beter gaan as ons nie altyd die slegste van ander verwag nie? Sal die wêreld nie anders wees as ek met eerbied vir God en met respek vir alle mense leef nie? Sal mense se omstandighede nie verbeter en verander as ek vrygewiger leef en uitdeel, eerder as om op te gaar en vas te hou nie? Jesus vra vir Simon, sien jy hierdie vrou? En dan verduidelik Jesus vir Simon dat hy wat Jesus is, eintlik iemand anders sien as die sondaar wat Simon sien. Net so, broeders en susters, sien God waarskynlik die wêreld en ons situasie in hierdie grendeltyd anders as wat ons dit self sien. Want dit is ook 'n wêreld wat op die oomblik gestroop word van ras en klas en finansiële vermoë. Hierdie virus maak nie onderskeid nie. Dit is 'n bedreiging vir elke mens, wie hy ook al is, waar hy ook al bly, wat sy verdienste ook al was. Dit is ook 'n wêreld waar die mens opnuut sy afhanklikheid van God se genade leer ken, want ons is gestroop van ons eie vermoëns. Ons leef in afhanklikheid. Ons kyk op na God. Dit is 'n wêreld waar gesinne meer tyd gekry het om saam met mekaar te leef, omdat die tempo en die eise van die lewe afgeneem het. Dit is 'n wêreld waarin die hele skepping kans kry om net weer 'n bietjie asem te haal van besoedeling en die oorbenutting van bronne. Kom ons kyk met nuwe oë. Kom ons verander ons negatiewe voorkeur en sien die wêreld en sy mense deur God se oë. Dan sal ons met veel meer vreugde en vrede leef en werk. Want ons sal dit doen om God te verheerlik uit dankbaarheid vir al die genade wat ook in hierdie moeilike tye oor elkeen van ons uitgestort word. Kom ons gryp die geleenthede aan om mekaar te ondersteun en by te staan, ook oor grense heen, na vreemdes toe, omdat ons mekaar as God se kinders raak sien en waardeer. Hoe kyk ons? En wat sien ons? Kom ons kyk met nuwe oë en kom ons sien 'n ander wêreld waarin daar deur God se genade, vreugde en dankbaarheid en opgewondenheid is en kan wees. Amen.
Kom ons bid saam. Almagtige God, in die teenwoordigheid is ons klein, want ons ontdek ons eie onvermoë om die goeie en die regte te sien. Ons het nie die insig om alles te verstaan nie. Maar as die woord so voor ons oopgebreek word, Here, dan besef ons, die wêreld is anders, want U is anders. U het geskep en gesien dit is baie goed. U gebruik elke geleentheid om verandering en vernuwing te bring. U is met ons op pad na 'n nuwe tyd en 'n nuwe wêreld, wat baie anders sal wees as die verlede wat ons geken het. Help ons om uit te sien en saam te werk en te doen wat nodig is, dat iets van daardie nuwe wêreld, Here, ook vir ons sal sigbaar word. Daarom bid ons vanmôre vir hulle wat besluite moet neem oor die toekoms, oor die grendeltyd, oor beperkings, oor die verslapping. Maar met hierdie siekte is dit elke mens se eie verantwoordelikheid om ook te sorg, 'n masker te dra, afstand te handhaaf, higiëne te beoefen, want op hierdie stadium is dit die enigste manier waarop ons onsself kan beskerm. Mag ons dit met verantwoordelikheid doen, maar Here, mag ons ook al die geleenthede wat voor ons oopgaan, om te gee en uit te reik en te ondersteun en te dra en lief te hê, raak sien en aangryp. En mag ons mekaar ook met krag en met liefde ondersteun. Wees met ons in hierdie week, lei ons deur U Gees. En Here, as ons as 'n gemeente ook volgende Sondag ons eredienste by die kerk hervat, bid ons ook vir U teenwoordigheid en U beskerming. En vir elkeen se eie verantwoordelikheid om ook daar die goeie en die regte te doen. Mag ons die nuwe lewe leef met blydskap en met vreugde, omdat U dit vir ons gee uit genade. Amen. Kom ons bely vanmôre ons geloof met die woorde van hierdie geloofsbelijdenis vir ons eie tyd, wat deur Okkert Meyer geskryf is. Ek glo in God, nie in iemand daarbo of in die hoogste wese nie, maar in die God van Abraham, Isak, Jakob, sonder wie tyd of ewigheid, hemel of aarde, lewe, ewige lewe, ook ek nie sou bestaan nie. Ek glo dat hy my liefhet. Ek glo in Jesus Christus, nie in 'n half God of 'n half mens nie, maar in die ewige Seun van die ewige Vader, wat uit louter liefde die hemel geskeur het om 'n mens te word, wat kon lag en ly, wat kon twyfel en vrees, een van ons. Ek glo dat hy te midde van die haat, die koue en die verskrikking as 'n weerlose kind gekom het, terwille van die weerloses en die kinders. Ek glo dat die eindelose opstand teen God en die goeie, die enigste mens wat God en goed was, geoordeel en vermoor het, en dat die pyn en die Godverlatenheid van die hele wêreld in sy sterwensroep gestol het. Ek glo dat hy die dood opgestaan het
en dat sy opstanding die ewige teken is dat dinge anders kan wees, dat die stryd tussen die lewe en die dood finaal ten gunste van die lewe besleg is, en dat hierdie waarheid voortaan uitsig bied in die mees uitsiglose omstandighede. Ek glo in die Heilige Gees, ons hemelse voorspraak by en ons aardse voorsmaak van die Vader, wat vir ons woorde gee om te bid en in ons biddeloosheid self ons gebed word. Ek glo in die kerk, die gemeenskap wat hinkerend en huiwerend 'n weg in die wêreld soek, maar wie se krepelheid en swakheid die krag en die seën van die wêreld is. Ek glo dat die Gees die lewegewer en die herskepper is, die een wat ons in staat stel om altyd weer nuut te begin met God en met mekaar. Ek glo dat sommige eendag sal moet aanskou dit wat hulle in alle sekerheid en redelikheid nie wou glo nie, en dat sommige eendag sal mag aanskou dit wat hulle in alle twyfel en aanvegting tog geglo het. Ek glo dat hierdie lewe die eerste akkoorde is van 'n lied wat stadig opbou om uit te mond in 'n ewige ode. Ek glo in God, Vader, Seun en Heilige Gees, en ek glo dat 'n lewe tot sy eer 'n sinvolle lewe is. Amen. Ons slotsang, broeders en susters, is gesang 470. Dit is 'n lied waarby ek vanmôre net die musiek het, ongelukkig nie woorde ook nie, maar as ons na die woorde kyk, dan sal ons sien, dit is 'n lied wat sê, die Here is ons koning, hy regeer, en in die tweede vers, bid ons dat die Here vir ons volharding sal gee, om ook in moeilike tye te stry. Kom ons lees en kyk na die woorde van hierdie lied, terwyl ons na die musiek luister.
Ontvang nou die seën van die Here. Die genade van die opgestane en lewende Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die nuutskeppende krag van die Heilige Gees sal by en met ons wees. Amen. Broeders en susters, soos jy die afgelope week gehoor het, begin ons weer volgende Sondag, die 12de Julie, met ons eredienste in die kapel by die kerkgebou. Jy het die inligting daaroor per skrywe ontvang, indien jy dit nie ontvang het nie, moet jy asseblief maar vir Telana by die kerkkantoor skakel op die nommer wat op die skerm verskyn. Die Telkom-lyn is nog steeds baie onbetroubaar, daarom moet jy asseblief die nommer skakel wat op die skerm verskyn. 061-947-3918. Die reëling is kortweg soos volg, dat u teen 'n Woensdag reeds vir Telana moet skakel om die plek te bespreek, omdat daar net plek is vir 50 mense in die kapel volgens die voorskrif van die regering. Daar is ook baie streng gesondheidsvoorskrifte wat nagekom moet word, en jy moet ook daarvoor voorberei. Lees asseblief die skrywe deur, en dan vra ons dat jy asseblief maar daarvolgens sal optree en ook dit sal respekteer, omdat dit die enigste manier is waarop ons as 'n gemeente weer met ons eredienste kan begin. Maar omdat daar net 50 mense op 'n slag geakkommodeer kan word, sal ons nog steeds elke week voortgaan met ons elektroniese verspreiding van die erediens, soos wat dit die afgelope 2-3 maande was, en dat jy dan doodrustig by die huis ook daardie erediens kan volg, as u nie die erediens in die kapel wil of kan bywoon nie. Jy moet asseblief verantwoordelikheid aanvaar vir die eie veiligheid en die eie gesondheid. Daar is sekere risikogroepe, daar is sekere risikotye, so neem asseblief daarvan kennis, neem jou eie posisie in ag en neem dan 'n besluit daaroor. Ons wil langs die weg weer baie dankie sê vir almal wat elke maand getrou hulle offergawes inbetaal. Telana is by die kerkkantoor van Maandag tot Vrydag, 8uur tot 1uur. Indien u offergawe fisies wil gaan inbetaal of in die kluis in die voorportaal van die kerk wil gooi. Ons vra ook dat u asseblief u deurkollektes sodanig vir ons sal probeer aanwend, aangesien ons ook in 'n skrywe gesê het dat die grootste afwyking in ons begroting elke maand op hierdie stadium is die verlies van deurkollekte wat by die eredienste ingesamel word. Maar baie dankie vir almal wat sorg dat ons kan voortgaan as gemeente, ook met die middele tot ons beskikking. Ons nooi ook weer mense wat nood beleef en ervaar, om asseblief een van die predikante te skakel, om u nood ook te deel, sodat ons daarmee kan handel en kan kyk in hoe verre ons u daarmee kan help. Broeders en susters, mag jy 'n wonderlike week hê, en mag jy met nuwe oë kyk na die werklikheid waarin ons leef. Totsiens.